maar ons is bevoorreg om, julle gaan nou 'n skouspel sien hierso. Pieter het 'n das aan. Oh. Yes. Ek moet sê ek was self geskok, maar dis mooi. Geef vir my 'n hande klap vandag. Ag, gee my jou druk man. Wat 'n ou kosbare dude. Ek voel nou uit. Ja, nee, Etienne het gesê ek kan nie net hier aankom met my korbroek en tekkies nie. Ek moet dan vandag lyk of ek die nagmaal kan bedien. Ja, baie dankie vir die voorsangers ook vanmôre. Dit was wonderlik en dankie vir die woord, Etienne. Dit is altyd so wonderlik as 'n mens hier kan staan en ek het al by myself gesê ek gaan nooit in my lewe voor mense kan praat nie want ek raak bloedrooi en ek gaan begin hakel en so hierdie diens kan dalk nog 'n uur vat vir alles wat kom my senuwees is. Nee, ja, dit is ek het toe ek nou uiteindelik gevra sal ek die nagmaal bedien en toe dink ek nou elke keer wat sal hom Ben sê of wat sal die ou sê, hoe bedien mense die nagmaal en hoe bedien mense die kruisiging, want almal ken die storie, almal word groot geword met wat met Jesus gebeur het en goed. Maar ek het op 2 goedjies afgekom wat vir my nou bietjie openbaring was wat die Heilige Gees gedoen het. Die eerste is dat ons moet nou kyk die kruisiging uit 2 oogpunte uit. Die een is wat die mense gesien het, wat die Jode gesien het, wat hulle moet doen. En die ander is wat God se plan was. So vir my was dit, ek wil net gou hier oopmaak. So uit die mense oogpunt uit in daardie tyd toe Jesus nou oralste gepreek het en rondgeloop het en hy 3 jaar gevat met sy prediking. Daar moes nou baie dinge gebeur, wonderwerke en mense is gesond gemaak en duiwels is uitgedrywe. So die mense het letterlik gesien wat God self op aarde kan doen. En die Jode het nie gehou daarvan nie, want hulle was van die Ou Testament. Hulle was besnydes gewees, soos hy gesê het. En hier kom hierdie man, wat hulle sê is 'n profeet, hulle herken hom nie. En ek meen, hoekom het hulle hom doodgemaak? In die eerste plek was dit oor stories wat hulle gehoor het. Toe Lazarus opgewek is uit die dood is, het hulle planne al klaar gehad, gemaak vir Lazarus dood, want so iets mag nie gebeur nie. Dis teen die wil van God. Dis nie wat hulle geleer het, wat Moses aan hulle geskryf het in die wette te onderhou en goed nie. Ja, en ek meen, so ken julle hele storie, hoe het hulle dit beplan om wat teen hom te bring. Hoeveel keer het hulle nie getraai om Jesus self te stenig ook nie. Elke keer het God hom net daar uitgehaal en uitgehaal en uitgehaal, want weer eens die tyd wat God het, is sy tyd, nie ons tyd nie. En so het hy Jesus self voorberei van wat kom en hy het geweet en julle kan 'n bietjie Psalm 22 lees, nê? Daaruit staan al klaar wat die kruisiging van die Here gaan wees en hoe dit gaan wees. So ek wil nou nie vanmôre teruggaan om hoe seer die Here gekry het, want almal weet die kruisiging, hoe hy sy lyfstraf, hoe sy liggaam verwoes was. Ek meen in Jesaja staan dat hy onherkenbaar was. So hulle kon nie eens gesien het dis Jesus wat daar geloop het met sy kruis nie. Hulle kon nie. So 'n stukman was hy geslaan. Nou, as ons dink aan ons lewe, is dit nie met tyd in ons lewe dat jy so voel, dat mense jou nie ken nie. Jy's stikkend in jou hart. Ons loop met daai body van Christendom buite, maar hier binne is elkeen van ons het sy probleme, sy dinge, goed wat hulle seer gemaak het. Jy weet, ons ervaar verwerping of nee met dit is daarso. En as iemand by jou kom, die minderwaardigheid gevoel. Al daai goed het die Here gedra, hy het geweet hoe dit voel. Hy het geweet hoe voel dit om bespot te word. Hoeveel keer van ons word nie bespot nie. Net omdat jy opstaan as Christen. Ja, die ou kan julle nie nooi nie, want hy drink mos nou nie meer, of los hom. Hy gaan net vir ons preek daar. Dit is presies wat dit is.
En ek kan julle sê, in my lewe is dit wat het is. Of die ou het al besigheid gedoen, hy skelm, moenie met hom besigheid doen nie. Maar, presies wat vir my die openbaring is, presies wat ons gepreek het vanmorgen, presies wat verandering is, hoekom Jesus gekruisig is. Dis om julle self te bekeer. Dis om daai ou lewe wat jy gelei het, af te keer. Dit is wat die kruisiging vir my beteken, is bekeer. Daai stone hart uithaal, hart van vlees kry. Dis wat die Here vir ons bedoel. Dis een van die groot redes hoekom hy op die kruis was. Die ou lewe is klaar. Jy kan nie meer dit doen waarmee jy besig was nie. Paulus sê, en hoe meer jy nader aan die Here kom, en hoe meer jy van hom wil weet, en dis die ander ding, vir my is, ek moet 'n persoonlike verhouding met die Here hê. Ek moet weet wie is die skrywer van die Bybel. Ek moet hom ken. Dit help nie, ek gaan lees 'n boek wat ek nie die skrywer ken nie. So, in elke keer wat ek het lees, vra ek ook, Heilige Gees, openbaar die goed vir my. Wys vir my die punte. Wys vir my wat U wil hê ek moet doen. Want wat weet ons van die lewe? Ons gaan dit net weet deur die woord te lees en te verstaan wat daar staan. Soos 2 Korintiërs 1:13 sê. Ons sal dit lees en verstaan net soos dit daar staan. 'n Ding wat in my lewe was is, ek getuig van hom nou maar 'n bietjie intussen ook, Matteus 22:29 wat sê, ons dwaal omdat ons die skrif en krag van God nie ken nie. Nou dit is wat in ons lewens gebeur. Ons gaan soek dit op ander plekke maar as die verandering in jou lewe kom, as daai kruisiging wat vir ons sondes gedoen is. Ek meen, ek sal nie ek sal te bang wees om eerlik te wees. As ek moet uitlê wat ek alles gedoen het. Ek sal skaam kry. Maar omdat die sondes vir ons, dat hy dit vir ons opgeneem het. Daai moes vir hom dankbaar, hy is God en hy het opgestaan. So, dit is wat die nagmaal vir ons beteken. Is elke keer bekeer jouself, draai terug na God, lees sy woord, verstaan wat hy julle wil leer. En dan my tweede punt is, dat ek wil uit God se oogpunt, hoekom, so, ja, die eerste een is, ek wil net die Lukas 23:2 is, ons het gevind dat hierdie man die volk verlei en verbied om aan die keiser belasting te betaal, terwyl hy sê dat hy self Christus die koning is. Nou, dit is presies weer, die Jode kon hom nie kruisig nie. Al bou hulle, al het hulle alles teen hom gekry, al het Jesus gaan voor hulle getuig, dat hy die seun van God is. En hy het net elke keer vir die antwoord gesê, julle sê so, julle sê so. So is presies, toe hulle sien, hulle gaan hom nie voor die Paasnaweek kan kruis nie, kon hulle hom ook nie op die Paasnaweek kruis nie, want dit was 'n heilige dag. In hulle tyd was dit, dit is soos 'n Sabbatdag, jy mag niks doen nie. Daarom het hulle die Here vroeër gekruisig, en daarom het hulle na Pilatus toe gegaan, want vir hom het hulle gaan sê, die ou sê hy's 'n koning, die ou sê, hy gaan nie belasting betaal en goed nie. So wat kon hy doen? Pontius Pilatus kon niks doen nie, want in die Romeinse Ryk mag jy nie opstaan teen die keiser nie. Jy mag nie opstaan om te sê hy's 'n koning nie, want dit is teen die Romeine en dit is doodstraf. So dit was hulle hele skiem gewees om die Here te kruisig. So het hulle, en ek meen, hoeveel keer dis 3 keer wat hy gesê het, hierdie man is onskuldig. 3 keer. En wat het die volk buite geskree? Kruisig hom, kruisig hom. Presies dit. Omdat dit God se plan was op die ou end, ons moet doodgaan, sterf van onsself om die nuwe lewe te kry. En dis presies wat die Here vir ons kom doen het. Ek wil net gou hier op die ander stukkie kom. Want het gedink, Etienne gaan net 15 minute preek toe, vat hy nou langer, nou moet ek my preek inkort. Nee, ek daar sommer. Alright.
Okay, so nou ons almal weet dat Jesus ook eintlik nie eintlik nie is God. Ek meen hulle is die drie enige en die ander ding is almal weet die kruisiging moes gebeur sodat die Heilige Gees sodat elke mens vervul kan word met die Heilige Gees. Anders sou die plan van God nie gewerk het nie. En om van die Ou Testament, Nuwe Testament toe te gaan. So dis alles God se plan gewees om die mens self te verenig, om daai persoonlike verhouding met die Here te kry sonder om in 'n kerk te gaan sit of deur 'n dominee te gaan om praat om as Katolieke om jy weet deur die priesters te gaan. Nou kan elke persoon wat hier sit, enige tyd, enige plek, net waar jy is, as jy wil voel wat het jy net gesê dat as jy voel, jy het nog nie die Here ontmoet nie. Asseblief, kom na die tyd, daar is geleentheid vir dit. Dan wil ek net afsluit dat hierdie woorde jou rus sal gee, dat dit sal sin maak en jou gelukkig maak en jou hoop gee vir die toekoms. Juis die feit dat God jou lewe beheer. Christus het tydens sy lewe op aarde uit daardie perspektief vasgehou. Die Vader in die hemel lei sy lewe, ook deur dal van doodskare weer. En dit sal alles goed kom. Dit is die enigste korrekte lewensuitkyk, God se oogpunt. Dan, ek het gister vir Manel gesê, ek wil net 'n kort storieetjie vertel. Dit sal nie lank vat nie. Dit gaan oor 'n koning en sy seun, miskien het julle dit al gehoor, dat die koning was baie erg oor sy wette, en as hy oortree, is amper soos die Romeinse, dan jy sal gestraf word. Jy moet weet, dis verby. En so het hy met sy seun in die agterjaar van die paleis gespeel, en daar het 'n servant gekom en die koning geroep, en sy wil gou met hom praat, dis ernstige besigheid, en die koning het sy rug op die kind gedraai, en hulle het 'n gesprek gehad en het langer aangevat, en toe hy omdraai sy kind weg, want agter die kasteel was 'n woud, en die kind is gone. Hy het toe al die mense bymekaar gekry, sy soldate, soekers, die kind is weg. En so die kind het beland in die bosse en bome gedwaal, want hy het nog maar 'n bokkie gesien of 'n skoenlappertjie en al verder weggegaan. En hy het op 'n plek gekom, so half in die middel van die woud, waar al die ouens wat roof en steel en skelle mense is, het hy daar beland. En hulle sien toe die luite en hulle vra van jong, wie is jy en waar kom jy vandaan? En hy sê vir hulle, nee, maar ek is die prins van daai koning, en hulle lag hom uit, want sy kleertjies is stikkend, en hy is vuil, want hy het al nog geval, en dan sê vir hom, alright, prins, het hulle hom sommer sy naam gegee, en hulle maak hom groot, en leer hom die verkeerde dinge, en so het hy nou maar groot geword, en 20 jaar later, toe word hy nou gevang, jy weet, intussen het hy nou al moord gepleeg, gesteel, name it, die ou was net on the wrong side, all the time. En hy het die leier van die bende geraak ook. So sterk was hy in die groep van die mense gewees. Kom ons noem dit maar vandag in die gangsters. So hy was die leier van die gangsters. En so is hy toe gevange geneem en hy is tronk toe en die koning besef toe, maar hierdie is eintlik sy seun wat weggeraak het. En hy gaan toe tronkselle toe en sê vir hom, jong, ek is eintlik jou pa, ek is die koning, en jy is my seun. Nou ek lag toe vir hom, hy sê, nou maar toe, as jy die koning is, en ek is die prins, soos jy sê, maak op die deure, laat ek gaan. En sy pa sê toe vir hom, fine, ek gaan vir jou oopmaak, jy is vry, jy kan verder aangaan met wat jy wil. En so, die volgende dag, is die wette toe nou neergelê en die koning is onthoof. Want die doodstraf was vir daai seun bedoel en sy pa het gesê hy sal instaan vir dit. Die seun is toe weg en 'n maand later het hy die storie gehoor dat die koning is nou onthoof as gevolg van hom, so hy word nou koning. Nou ja, die storie lei eintlik maar, Jesus is daai koning. Hy het vir ons gesterwe, vir ons sondes, vir alles wat ons doen. En ons is daai kind wat ronddwaal en verkeerd doen
En totdat ons besef wat jou pa regtig vir jou doen, dit is wanneer jy verstaan om bekeerd te word en kind van die Here. Dankie. Alright. Ja. Jy moet dit doen. Ja, ek is klaar. Dan sê jy sommer afsluit op ons. Okay, beautiful, baie dankie. En hoewel ons eer die Here vir die koning van die eeue wat sy lewe vir ons neergelê het en wat 'n verantwoordelikheid is wanneer Jesus sy lewe neergelê het toe hierdie kind die koningskap opneem en in die plek van sy pa die land moes bestuur. Hoe gruesome dit nie sou wees as hy met 'n onvernuwe denkpatroon daai verantwoordelikheid sou vat nie. Maar ons dank die Here vir die ewige prys. Dankie jou Pieter, beautiful. So 2, ek weet nie, Johan, Isak, is daar 2 of 3 wat vir ons kan help, Rudolf, Michiel, ja, hulle staan nou, dit is wonderlik. Yes. Kom ons neem vandag die nagmaal uit dankbaarheid vir die kruis en die voorreg vandag, was hulle reg, dankie, die voorreg vandag om vir die Here te kan sê dankie vir 'n besnydenis van hart. Amen. Yes. Halleluja. En kom ons, as ons almal dit het, kom ons bid net saam. Ons sit net vir 'n oomblik voor die Here en ons bring ons harte voor die Here vir oggend. Amen. Halleluja. Yes, dankie Jesus. Halleluja. Kom ons maak sommer net ons oë toe en ons spandeer net 'n tydjie met die Here alleen. Ons bring ons harte net voor die Here. Halleluja. Here, U het ons uitgekoop uit hierdie wêreld uit. You have called us out of darkness to be a people, om 'n uitverkore volk te wees. En ek wil weer vandag die woorde van Jesaja uiter en sê, wee ons, wee my, wanneer my spraak net soos almal is en ek nie daai peculiar lewe leef. Halleluja. Yes. Dankie vir die kruis. Dankie vir die kruis. Dankie vir die krag van die kruis. Yes, Lord.